Oordenking 9 Junie 2025 en die oordenking kom uit Matteus 14 vers 27 tot 30 uit. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. En hy sê: Kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my. Hierdie bekende skrifgedeelte bied soveel rykdom tot nadenke. Alhoewel talle preke reeds hieroor gelewer is die wonder van God se woord dat hy telkens opnuut tot ons spreek, selfs deur dieselfde tekste. Die woord van die Here is lewend, dis dinamies, dis multidimensioneel. En dit dra diepte en varsheid wat ons steeds nuut en persoonlik raak, of ons dit individueel beleef of binne die gemeenskap van gelowiges. Nou wat my in hierdie gedeelte tref en tot verder nadenke lei, is die woorde van Jesus, toe hy gesê het: Kom. Hierdie eenvoudige maar diep betekenisvolle oproep is 'n uitnodiging en 'n beweging na hom toe. Dit herinner my aan Johannes 1 vers 1 en 1 vers 14. Waar vers 14 vir ons sê dat die woord van God self vlees geword het en onder ons kom woon het. Nou hierdie woord is nie net 'n leerstelling nie, maar 'n lewende persoon. Dis Jesus Christus. En hy roep ons om nader te kom en hom te ervaar. Nou, dit is 'n waarheid wat ek regtig hoop ons sal inspireer om met geloof te antwoord en die betekenis van Jesus se woorde wat hy vir Petrus gegee het, wat hy gesê het: Kom, in ons eie lewens te beleef. Nou kom ek sê, herhaal net gou weer wat staan in Johannes 1 vers 1. Johannes 1 vers 1 sê: In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En in vers 14 sê hy: En die woord, dit is dieselfde woord wat hy in vers 1 van praat, het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Jy sien, Jesus is die beliggaaming van God se woord. Hy het vlees geword. Die woord van God het dus in Jesus Christus gestalte gevind. So wanneer Jesus vir Petrus sê: Kom, is dit die woord van God wat hom 'n opdrag gee om uit die boot te klim, te midde van die storm, en op die water na hom toe aan te kom. En dit is iets waaroor ons behoort te bepeins. Dieselfde woord wat Petrus geroep het, spreek vandag tot ons en sê dat ons hom moet vertrou in die storms van ons lewe en na hom toe moet kom. Glo ek en jy vandag nog dat die Bybel wat ons elke dag in ons hande, die onfeilbare woord van God is. En daar is baie faktore wat ons geloof in hierdie boek wat ons het, kan beïnvloed. Die geskiedenis kan dit beïnvloed, die kultuur kan dit beïnvloed, vertalings kan dit beïnvloed, en die interpretasies wat deur geleerdes, die akademici en die teoloë gegee word. Alles wat die ouens wat dit na ons moedertaal toe oorgedra het. Die opinies van mense en akademici kan ook dit beïnvloed. So om die Bybel as die waaragtige woord van God te aanvaar, moet ons bepaalde geloofsbeginsels onderskryf. Ons moet besluit wat ons glo. Daar is sekere goed wat ons net eenvoudig deur geloof moet aanvaar. Die eerste een is dat ons moet glo dat elke woord in die Bybel geskryf is deur iemand wat deur God geïnspireer is. En dat Christus, die lewende woord van God, van die eerste tot die laaste letter, in sy gesag, sy volle autoriteit teenwoordig is en was. Dan tweedens moet ons glo dat God deur sy Heilige Gees die kerkvaders op bonatuurlike wyse gelei het om die boeke van die Bybel saam te voeg soos ons dit vandag ken. En dat daar 'n geldige redes was waarom sekere geskrifte soos die apokriewe boeke nie opgeneem is nie. En dan derdens moet ons natuurlik vertrou dat God deur al die eeue betrokke was in die verskillende vertalings uit die oorspronklike tale na ons moedertale toe, en dat hy as alwyse en almagtige God in beheer was en steeds is van die uiteindelike teks. Daarmee saam moet ons natuurlik ook waaksaam wees vir die moderne en vrye vertalings, wat nie met dieselfde gesindheid van eerbied vir die heiligheid van die woord gedoen is nie, die korrektheid nie, maar eerder gegaan het vir die populêre woordgebruik en taalgebruik, om dit gemaklik te maak vir mense om te lees. So ons moet op die Gees van God vertrou om sy woord aan ons te openbaar. Ons kan nie staat maak op die afgewaterde en poëtiese taal wat bloot ons sintuie streel nie. Dit is nie noodwendig verkeerd daardie vertalings nie, maar die krag van die woord word
tog in 'n groot mate daardie verswak en dit bou nie noodwendig geloof en vertroue nie. Nou, kom ons gaan weer terug na Petrus toe. Jesus, wat ons nou gesien het is die lewende woord van God, het vir Petrus beveel om te kom. En Petrus het dadelik op die woord gereageer, maar so baie van ons het hy nie volhard in sy geloof en sy oë op Christus, die lewende woord, gehou nie. En ek ervaar hierdie goed in my eie lewe ook. Jy weet, mense begin die dag in gebed en vra die Here die dinge in ons land sal herstel, maar na 'n nuusberig of twee begin jou gedagtes dwaal na die golwe van die omstandighede, die werklike realiteite op die grondvlak hier waar ons leef, en nie meer na Jesus se oproep om my fokus op hom te hou en nie op die storms nie. Daar's 'n vers wat vir my baie spesiaal is, wat hierdie beginsel vir ons voorhou. En ek gaan dit gou lees. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou, daar's 3 goed wat die skrywer van die Hebreërs hier beklemtoon en wat baie belangrik is. Eerstens sê hy, hou jou oë gefestig op Jesus. Nou, Petrus het dit nie reg gekry nie, maar Christus het hom ten spyte van sy ons kan dit noem sy mislukking, het Christus hom in elk geval gered. Tweedens, Jesus is die volëinder van ons geloof. Hy voltooi dit sodat ons onwrikbaar op hom kan fokus. En dan die derde ding wat hy sê, of hy impliseer hier, is dat Jesus het die kruis kon verdra, omdat hy geweet het wat heerlikheid aan die ander kant van die kruis lê, aan die ander kant van die pyn en die lyding aan die kruis, wat daar vir hom voorgelê het. Nou, net so moet ek en jy leer uit God se woord en met geloof aanvaar wat vir ons wag aan die ander kant van hierdie aardse bestaan. Geen swaar kry aan hierdie kant van die graf, geen storms of golwe kan daardie hoop onderdruk nie. 'n Baie belangrike ding wat ek geleer het by ou mentors van my is, laat ons 'n ewigheidsperspektief kry en dat ons 'n destinasie, hy het dit altyd 'n destinasiebewustheid genoem, maar dit beteken ons bestemming moet ons 'n gedagte hou. In ander woorde, waar gaan ons opeindig? Waarvoor leef ons nou? Dit wat ons nou leef is 'n pad na waar ons gaan opeindig in die ewigheid. En terwyl ons dit hou, 'n gedagte hou ons oë gefestig op Jesus Christus, wat vandag nog deur sy woord tot ons spreek. En dit is asof Jesus vir ons sê, kom, skep moed, glo en stap op die water uit na my toe. Die belangrikheid natuurlik is ons oë wat op hom moet bly. Dit beteken dat ons hom moet vertrou vir die onmoontlike, te midde van al die harde realiteite rondom ons, en dat ons sy redding, sy voorsiening, sy beskerming en sy vrede sal sien. Dink oor hierdie wat ons nou gesê het en waaroor ons nou oordink het. Ek sê amen, dit beteken, so is dit en so sal dit wees, en ek wens julle God se shalom vrede toe, tot ons weer gesels.